Yeah. Welcome all our visitors to the church this morning. En as julle gaan nou hoor, ek is 'n Engelse dominee. I am a missionary, was a missionary sent out as well and supported by this church for many, many years. And after the dominee left, they called me up and said, help. So I've been here for a few years now, and they say they're very kind and they're very gracious, and they say the Afrikaans is getting better. But after 4 years, it's, once I'll see. Okay. Daar is geen vraag, meer kritiek as om vir iemand te vra of hulle weet waar hulle die ewigheid gaan deurbring nie. Ek is al dikwels deur familielede gevra om die evangelie met hul geliefdes te deel, aangesien hulle self nie heeltemal seker is hoe om die evangelie te deel nie, of miskien gekant was teen die deel van die evangelie, maar nietemin bekommerd genoeg oor hul geliefdes om 'n laaste poging aan te wend om hulle in die koninkryk van God in te bring voordat daardie verskriklike oomblik van die dood aanbreek. Ek is die afgelope week opnuut hieraan herinner terwyl ek voorberei het vir 'n begrafnisdiens by die herdenkingspark vir 'n man wat ek tydens COVID ontmoet het. Terwyl ek self in die COVID-saal by die Durbanville Hospitaal gelê het in 2020. 'n man is ingebring en van agter die geslote gordyn kon ek die dokters met hom hoor praat oor die feit dat hy myeloma kanker het en 'n gewas op sy ruggraat het. Hy het gehuil en toe hulle almal uit is, en kort daarna het hulle die gordyne vir ons oopgemaak en kon ek saam met hom bid en die evangelie met hom deel. Net toe storm die dokters in om aan te kondig dat hy nie COVID het nie en dat hulle nie seker is waarom hy na die absolute middelpunt van die COVID-saal gebring is nie. Hulle het vinnig bloed getrek en vertrek, haastig op pad na Pathgate. En in daardie oomblik, daardie tyd, ek het vir Renate verseker dat niks hiervan 'n fout was vanuit God se oogpunt nie. En dat God het hom inderdaad na hierdie saal gebring het om die evangelie te hoor. Hy is kort daaruit gehaas en 6 maande later ek het van sy dierbare vrou Silvane gehoor dat hy wel Christus aangeneem het as sy persoonlike saligmaker en verlosser in daardie tyd. Renate is in 'n lewensverwagting van 2 jaar gegee en ek het hom ongeveer 'n jaar gelede in die hospitaal gesien waar ons 'n wonderlike tyd van saam gedeel het. Renate het 5 jaar lank geleef en ek het die afgelope week in die afgelope week in heerlikheid oorgegaan. Waarom vertel ek u hierdie verhaal? Want ek het Renate nooit in die kerk gesien nie. Hy was Italiaans en het is 'n Rooms-Katholieke agtergrond gehad, maar het dit jare gelede laat vaar nadat hy bloot sy plig gedoen het met sy kerkbywoning en dikwels gekla het dat die priester veel te lank aangegaan het. Nie soos ek nie. Ons sal sien. Sy vrou, glo dit of nie, het haar teologie reg gekry deur na goeie predikers op YouTube te kyk, maar hulle het nie by 'n kerk ingeskakel nie. So waar is hy nou? Deur die genade van God en sy geloof in Christus alleen, en wie hy geglo het dat hy vir hom op Golgotha gesterf het om die prys vir al sy sondes te betaal,
is hy nou in die hemel by sy Here en Saligmaker Jesus Christus. Laat ek hier nou duisende jare terugneem na 'n bouterrein van Noag, 'n gesinsman en prediker van geregtigheid, vir 120 jaar lank in aard gebou het, terwyl hy mense geroep het om God te vertrou en in die aard te klim om die komende oordeel vry te spring. Belaglik het hulle gesê en hom bespot. 'n rukkie later het God sy volk Israel geroep om die land in te gaan, want hy vir hulle voorberei het. 'n land wat oorloop met melk en honing. By Kadesh Barnea het hulle geweier om die land in te gaan en het daaronder gelei deur vir 40 jaar in die woestyn rond te swerf, totdat die geslag wat hom geweier het, almal gesterf het, behalwe Joshua en Caleb. 2000 jaar gelede het Jesus gekom en hierdie geskiedenisse 2000 jaar gelede het Jesus gekom en sy volk Israel geroep om hulle te bekeer en sy koninkryk binne te gaan. Maar hulle het geweier en hom gekruisig, hul Here, hul God, hul Skepper, hul Messias. Maar dit is belangrik om aan hierdie geskiedenisse op te let. Daar was altyd 'n paar, 'n oorblyfsel, 'n handjievol wat waarlik geglo het, wat alweer voor God oorweeg het en wat inderdaad God se uitnodiging aanvaar het om op sy voorwaardes in te kom. My vriende, vandag lyk die kerk wat Jesus Christus beloof het om te bou, wat teen die poorte van die doderyk, dit beteken Satan en sy demone, nie sal oorweldig nie. Niks soos wat ons dalk dink die kerk lyk nie. Terwyl die wêreld profeties voortspoed na die eindtyd verdrukking, die 1000-jarige vrederyk en die groot vertroonoordeel van God, waar Christus steeds sy kerk. Ons kom almal uit verskillende agtergronde en miskien verskillende tipe kerke. Elkeen maak aanspraak daarop dat hulle die weg, die waarheid en die Christelike lewe is, maar veel te dikwels by nadere ondersoek blyk hulle valse kerke te wees wat God se woord gelaster het, soos die apostel Petrus gewaarsku het, sou gebeur, en wat oorlewerings en valse oortuigings in hulle stelsel opgeneem het, wat indruis teen wat in die skrifte geskrywe is. Die kerk het postmoderne oortuigings opgeneem en ekumenies geword en hande gevat met alle groot godsdienste. Die Bybelse waarheid is in baie gevalle verruil vir 'n stelsel van oortuigings en belydenisse, wat uit hul eie verbeeldings ontstaan het en wat mense nou vasgevang laat in 'n werke gebaseerde teologie. Almal probeer om eendag op pad na God se guns in die hemel te werk, in plaas daarvan om te glo dat hy reeds sy uitnodiging gegee het om te kom deur geloof alleen in sy geliefde seun, wat die weg, die waarheid en die lewe is, sonder wie niemand sal God kan sien nie. Enige ander sal hy buite die hemel laat staan. En sou u in so 'n toestand sterwe, selfs al glo u Satan se leuns, soos dat u as 'n Christen gebore is. Niemand is gebore as 'n Christen.
Of dat omdat hy met 'n bietjie sogenaamde heilige water besprinkel is, daar bestaan nie 'n ding nie soos dit. Miskien selfs as 'n baba in water gedompel is, of gedoop is, het sy as 'n baba, jongkind of volwassene, en as 'n lidmaat van 'n kerk en sy denominasie aangeneem is, dat dit, wanneer u sterwe, genoeg sal wees om u ten minste in die hemel in te kry. Sal u vind dat u buite die hemelpoort staan, en dat die Here op u vertoon oor waarom u dink dat u in die hemel toegelaat behoort te word, hierdie woorde sê. En ons lees dit in Matteus 7 vanaf vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Maar hy praat met sy volk Israel, maar ons moet mooi luister. Hulle het almal gedink dat hulle in die hemel sou kom, maar toegang sal deur die Here self aan hulle gewye word. Hoe skokkend mag jy dink en sê, jy sien, hulle sal in die weegskaal geweeg en te lig bevind word vir toegang tot die hemel. Al was hulle dalk verbonde aan 'n kerk en sy oortuigings. Wat kan moontlik die probleem wees wat sou veroorsaak dat toegang tot die hemel aan hulle gewye word? Dis is vandag se boodskap uiters belangrik terwyl ons kyk na 'n skrifgedeelte wat ek hierdie week by die begrafnis vir Renate gebruik het. En ek wil graag vir absoluut waarhede uitlig, wat indien dit waar is in die lewe, sal verseker dat u in die hemel sal wees en u in staat sal stel om elke dag met hierdie salige hoop te leef. En ek nooi u uit om die Bybels oop te maak by 1 Thessalonicense hoofstuk 4. I'll give you a quick getuienis in Engels. This week, as I was preparing for that funeral, I was able to meet Silvana for the first time. We had just communicated on WhatsApp. This is his beloved wife. And so we met. She's a Christian and also has that Italian outspokenness. And that's very explosive. And from that, but his son was there. He's a believer. His other daughter, not a believer. And his other daughter arrived from Sweden, and she's a Satanist. And so I got to meet a real loved one, and very pleasant to me. And but I heard there's some discussions with a brother about Christians, etc. But she didn't interfere with me at all, for which I was grateful. And then when we got to the funeral actual service, there was a bit of a squabble there because mother wanted Christian music played, and she wanted her music played, and she didn't want to use her phone for mother's music because she didn't want an algorithm infected by Christian music, and etc. So it was quite interesting. But I must say, she sat still. But it did get me thinking, what can Satan offer you right now? He can offer you the world. He can offer you the riches of the world. He can offer you the world. He offered Jesus the kingdoms of the world. If he didn't have control of them, Jesus would have said, they're not yours, Satan. But Jesus told him to worship God. And but what happens when you die? What does he offer you then? And how do you know that it's true? We have a book, the Bible, that tells us what's going to happen. And it's an amazing book.
Paulus skryf, en hy sê in vers 13, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie tree soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons, vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here sal self in die hemel neerdaal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. So die eerste waarheid, 4 waarhede, die eerste waarheid waarin een absoluut hoop kan hê, is die ewige toekoms. In vers 13 het hy gesê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, met betrekking tot die ontslapenis, nie, sodat hulle nie tree soos die ander wat geen hoop het nie. Nou moet ek dit sê oor hierdie hoop, want dit is 'n vaste en seker hoop, dat wanneer ons heen gaan, ons in die hemel sal wees. Dit is nie 'n hoop dat môre sal beter word nie. Trouwens, die Bybel leer duidelik dat dinge in die laaste dae toenemend slegter sal word. Dit is nie 'n hoop op hoop, slegs 'n mooi gesigte nie, maar 'n vaste en seker hoop, gegrond op die beloftes van God. God sê hier dat elke gelowige hierdie salige hoop behoort te hê, dat wanneer of hulle of hul geliefdes sterwe, hulle daarvan verseker kan wees, dat hulle weet dat hulle in die hemel is, of in die hemel sal wees wanneer hulle self sterwe. Ongelowiges het nie hierdie hoop nie. Daar is geen hoop vir hulle aan die ander kant die dood nie. Hierdie lewe is al wat daar is, en wanneer jy sterf, is dit verby. Die ligte gaan af, en die lewe hou op om te bestaan, en keer terug, as na as, stof na stof. Sommige mag glo, soos die Hindoes en Boeddhiste, dat hulle engele sal word, of in 'n ander vorm gereïnkarneer sal word, totdat hulle toestand van nirvana kan bereik, maar daar is geen bewys vir enige sodanige geloof nie. Die tweede waarheid is dat hierdie hoop gebaseer is op ons geloof in die evangelie. Vers 14 het ons geleer, van as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Die apostel Paulus het in 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4 geskryf oor die evangelie. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewe wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. Dit is die evangelie. Die evangelie word dwars deur die skrifte gevind, van Genesis tot Openbaring, en is altyd deur geloof in Christus alleen. Die regverdige, diegene wat reg is met God, sal lewe, die ewige lewe hê, deur die geloof in Jesus Christus, en nie deur werke nie. As ons glo, met ander woorde, ons geloof plaas in die voltooide werk van Jesus Christus, wat deur die genade van God vir sondes
gesterf het aan die kruis van Golgotha, dit wil sê elke mens wat gebore word, want almal word as sondaars gebore, aangesien die sonde deur Adam in die wêreld ingekom het, en ons almal 'n sondige natuur van Adam geërf het, en daarmee saam kom die dood. Maar Jesus het gekom om die prys vir die sonde van die mensdom te betaal. Die prys van die dood. Hy het aan die kruis gesterf. Sy kosbare bloed vergiet. Is in die graf begrawe, maar hy het weer opgestaan. Liggaamlik uit die graf, op die derde dag, soos hy gesê het hy sou, en het opgevaar na die hemel en kom weer met almal wat in hom alleen deur die geloof geglo het. As I was standing there by the grave and doing the service, our church meets at the Memorial Park on a Sunday for fellowship. And I said to these people, you can sit here the whole day, you can sit here for the whole month, but you will never see anybody coming up out of this grave. I actually managed the park for 3 years. So I did my rounds every day. I never saw so much as a finger coming up out of the grass. If I had, I'd still be running. Nobody except Jesus Christ rose on his own after being brutally beaten, crucified, his face beyond recognition. He walked out the grave on the third day because he said he would. Because it is God. The price for your sins has been paid. Jesus rose again and ascended back to heaven. Ephesians 1 vers 13 skryf vir Paulus, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. En in hoofstuk 2, die apostel Paulus het die evangelie uitgeskryf en gesê, en julle herinner die gelowiges daar in Efesië, hy sê, en julle het 'n lewen gemaak, wat dood was, deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, die Satan, van die gees van nou en die kinders van die ongehoorsame werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. In other words, you grow up 3 ways. You grow up according to the culture. You grow up according to your flesh, what you want to do in life. My goals, my aspirations, my whatever I want to do with my life. And thirdly, you grow up according to the power of Satan. Satan, his philosophies that prevailed in the world, and we grow up mixed in with all of that. The world, the flesh, the devil. And as we walk and live, we are actually under the wrath of God. And if you should die in that state, God's wrath will come upon you. Then these amazing words in verse 4. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuw wat kom, kan betoon uit die uitnemende rykdom van sy genade en goede tierenheid oor ons in Christus Jesus.
want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Dit is baie, baie belangrik. Johannes 3 vers 16 lees ons, van so lief het God die wêreld, die hele wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom, Jesus glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Luister, deur hom, in hom. Wat glo nie? Dit ook dan, wanneer 'n gelowige sterf, is dit asof hulle aan die slaap geraak het, maar die kwalifiserende verskil is dat hulle in Christus is. Het jy opgemerk wat uitgesluit is in die evangelie? Ons werke. Trouwens, ons het sopas in Efesiërs gelees, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Byvoorbeeld, in die begrafenis Vrydag in Breën, die preek van my studente, wat saam met my was, gesprek geraak met 'n man wat geskok het al sy avontuurlike prestasies in die lewe uit dit en alles wat ek het gehoor en so. Toe het hom waarin hy gevra waarin hy glo. Sy eerste antwoord was, ek is 'n Amerikaan. Maar die vra hom toe, wat glo jy Jesus Christus? Glo jy dat hy vir jou aan die prys vir jou sondes gesterf het, begrawe is en weer uit die dode opgestaan het? Ja, antwoord hy. Maar ek is aangeneme lidmaat van die Amerikaanse kerk en ek is al daar vir 27 jaar enzovoort. So, hy het geloof, maar hy het sy werk. Twee saamgeneem. Dit is 'n geloof as 'n eie werk. Die apostel Paulus sê dat dit 'n valse evangelie is. My vriende, Jesus het 2000 jaar gelede op Golgotha gesterf. Ons het geen deel gehad aan sy dood, begrafenis en opstanding nie. Ons het geen deel gehad aan die werk van God om die prys vir ons sondes te betaal. Wees versigtig, want die apostel Paulus in Galasiërs hoofstuk 1 gewaarsku dat geloof plus werke 'n vals evangelie is. En daartoe sal lei dat die ondervervloeking van God sal wees en dat nie regheid aan die doderyk in die hel sal. Galasiërs 1 vers 3. Genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitbring uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader, wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid. Amen. Verwonder my, hy sê, dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het. Maar in die evangelie, terwyl daar geen ander is, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle die waarbron in die evangelie van Christus verklaar. Maar als ons oefeningen met die hemel julle evangelie verkondig, stryd met
buiten die lichaam weet het nie. God weet het, dat so iemand weggeruk is, tot die derde hemel dieselfde woord as die mens. Rapture. Het onmiddellik op, daar word nog geen datum gegee nie. Moenie luister na die mense. Het sê, elke September maand, as wat nie, en allemaal sê, ja, lag vir ons Christene. Nee, daar is geen datum nie. Maar gelowiges word vermaan om met verwagting te lewe dat die wederkoms van Christus enige oomblik kan plaasvind. Die tekens is duidelik dat ons in die eindtye nou leef. Nou twee dinge gaan gebeur wanneer die wegraping plaasvind. Ware gelowiges sal van die aarde af verdwyn, verander word in verheerlikte liggame, ons het dit gelees in 1 Korintiërs 15, en sal altyd by die Here wees waar hy ook almag wees, of in die hemel of saam hom, en dan saam met hom as hy terugkeer aarde toe tydens die 1000 jare vrederyk, en dan sal ons saam met hom regeer. Die valse kerk sal die volgende sonde by mekaar kom, en wonder wat gebeur het. En sal waarskynlik die leuen van Satan glo, wat sal lei tot die valse aanbidding van die Antikris, Satan self. Hulle sal die verdrukking ingaan, en terwyl baie mense gered sal word tydens die 7 jaar tydperk van die oordeel van God op die aarde, sal die meeste aardbewoners gedood word en die meeste gelowiges, as hulle gelowiges word, vir hul geloof gemartel word. My vriende, daar is net een reddende evangelie, en dit is uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen. En ek sluit af met die woorde uit die boek Handelinge. En luister mooi wat die apostel Paulus het geskryf en gesê vir hierdie mense by die Areopagus. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus in Handelinge 17 vanaf vers 22 staan en sê, Athenes, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Pas op vir godsdienstigheid. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het ek ook 'n altaar gevind waarop geskryf is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak. Ons almal kom van Adam af. Oor die hele aarde te woon, ook in Suid-Afrika, terwyl daar vooraf bepaalde tye die grense van hulle woonplek vasgestel, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die Godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle al moet bekeer. Omdat hy
'n dag bepaal het waar hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek, Jesus Christus. Die kerklidmaatskap, tradisies of enige werk wat u gedoen het, kan u nie red nie. Slegs Jesus Christus kan u red. As u nie in hom alleen vir u redding geglo het nie, dring ek by u aan om u te bekeer en die Here aan te roep om u te red. Die Bybel sê dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dit is 'n belofte van God. Vandag is die dag van redding. Moenie uitstel nie, want nie een van ons is verseker van môre nie. Amen. En dit bring ons nou by die tweede deel van ons diens vandag. En dit is die toewyding